Goeiedag almal en baie dankie dat jy ingeskakel het om na hierdie oordeenking te luister. Jy weet die storm wat die disippels op die see van Galilea verras het Jesus geensins onkant betrap nie. Hy het doelbewus agtergebly toe hulle vertrek het, wetende dat hy sou hulle inhaal deur op die water na hulle toe te loop. En toe die disippels Jesus sien, het hulle hom nie herken nie. Hulle het gedink hulle sien 'n spook, maar toe Jesus homself identifiseer, het Petrus dadelik uitgeroep en gesê, Matteus 14 vers 28, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te loop. Petrus het geweet, hy het geglo dat as Jesus vir hom gesê het om op die water te loop, dan sou hy dit kon doen. Hy het toe uit die boot geklim en op die water na Jesus toe geloop. Maar toe hy na die golwe kyk en luister na die geweld van die wind, toe wankel sy geloof. Die oomblik toe hy sy oë van Jesus wegneem, het hy opgehou loop en begin sink. Matteus 14 vers 30. Maar toe hy die hoë golwe sien en luister na die sterk wind wat waai, het hy bang en paniekerig geword en begin sink. Hy skree toe met 'n harde stem en sê, Here, red my. En toe, Matteus 14 vers 31, Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en gesê, waarom het jy so min geloof? Waarom vertrou jy my nie? Petrus het onwrikbaar geglo in Jesus en as Jesus sê hy moet dit doen, dan sal hy dit doen. Die woordjie glo is pistes in Grieks en emuna in Hebreëus, wat beteken om onwrikbaar, verseker en standvastig te glo in iets. Maar ons lees in vers 30, maar toe hy die hoë golwe sien en luister na die sterk wind wat begin waai, het hy bang en paniekerig geword en begin sink. Hy het nog steeds geglo in Jesus, want hy skree toe met 'n harde stem en sê, Here, red my. En Jesus se antwoord wys vir ons, daar is 'n verskil tussen geloof, om in hom te glo en om hom te vertrou. Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en gesê, waarom het jy so min geloof? Olig op pistos is die woordjie, geloof sonder vertroue. Waarom vertrou jy my nie, het Jesus gevra. Nou hierdie woordjie vertrou is batag in Hebreëus en paitho in Grieks, wat beteken om absoluut staat te maak op die Here God en doelbewus vorentoe te beweeg in vertroue. Weet in hierdie wêreld waarin ons lees, is dreigende gevaarlike storms deel van ons lewe. Daar is net 3 soorte mense. Diegene wat in 'n storm is, diegene wat pas uit 'n storm uitkom en die wat op pad is na 'n storm. En die belangrikste vir ons om te doen wanneer ons in 'n storm is om jou fokus op Jesus te hou, want selfs al sien jy hom nie saam met jou in die boot nie, hy's altyd daar om jou te help. Jy moet sy teenwoordigheid, jy moet vertroue in sy verteenwoordigheid hê. Want daar sal tye wees wanneer die winde en die golwe 'n werklike bedreiging vir jou sal inhou, maar jy moet die Here vertrou. Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy wil jou deurdra. Maar kom ons kyk na hierdie verskil tussen om in God te glo, om te glo Jesus is ons verlosser, maar om hom te vertrou wanneer daar storms in ons lewens kom. Jesaja 43 vers 1 tot 3. Maar nou, so sê die Here, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, en ons kan dit glo. Emuna, pistes, onwrikbaar kan ons dit glo. Maar wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Batag, paitho, dan moet jy my vertrou. Ek is by jou, ek sal saam met jou deurgaan.
Stormagtige riviere in vloed sal jou nie oorweldig nie, kan jy sien. Ons moet die Here vertrou as hy dit sê. En wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie en die vlamme sal jou nie verteer nie, kan jy sien. Jy moet deur swem, jy moet deur stap en is alleenlik jou vertroue in God se teenwoordigheid wat jou aan die ander kant sal laat uitkom en die vlamme sal jou nie verteer nie, want ek is die Here jou God en dit glo ons, né? Hebreërs 12 vers 2. Hou jou oog op gefestig op Jesus, bly glo in hom, pistes, emuna, onwrikbaar ek weet, want hy sal jou van die begin tot die einde nie verlaat nie, batag, paitho, en jy moet in hierdie belofte vertroue hê, want jy beweeg vorentoe. Matteus 14 vers 32. En toe Jesus en Petrus in die skei klim, het die sterk wind onmiddellik gaan lê en die see was rustig en kalm. Kan jy sien die verskil tussen glo en vertroue? Is 'n stoel wat daar in 'n vertrek staan. Jy glo dis 'n stoel en jy glo dit sal jou vir gewig kan dra. Maar as jy daarop gaan sit, moet jy vertrou dat dit jou gewig sal dra. Kan jy sien, wanneer jy iets doen om jou geloof in werking te stel, dan verander dit in absolute vertroue. Ek dink 'n bietjie aan daai teks wat die woord van die Here vir ons sê in Jakobus, jy sê jy glo in God, die duiwels glo ook, maar hulle sidder. Jy weet, ons het iets meer nodig as net ons geloof dat hy is die Here ons God. Ons moet hom ook batag. Ons moet hom vertrou wanneer ons deur storms gaan. En wanneer die storms van die lewe woed, bly fokus op hom. Vertrou hom. Hy is naby jou. Hy is jou redder wat jou nooit sal verlaat nie. Dankie Here dat ons in U kan glo, die almagtige grote God, maar dat ons ook kan weet en vertrou en nooit hoef te twyfel dat U ons sal deurdra tot aan die ander kant nie. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.